julle, ons gaan aan met Nehemia vanaf hoofstuk 7. Nehemia stel wagte op in die stad, geslaglys van die wat saam met Zerubbabel uit die gevangenskap gekom het. En toe die muur gebou was, het ek die deure ingesit, en die poortwagters en die sangers en die leviete is aangestel. En ek het my broer Anani en Anania, die owerstes van die vesting oor Jerusalem aangestel, want hy was 'n getroue man en godvreesend, baie bo baie. En ek het vir hulle gesê, die poort van Jerusalem mag nie oopgemaak word voordat die son warm is nie. En terwyl hulle nog op wag staan, moet die deure toegesluit word, en julle moet die dig grendel, en julle moet die inwoners van Jerusalem wagte uitsit, elkeen op sy pos, elkeen teenoor sy huis. En die stad was wyd uitgestrek en groot, maar die mense daarin was min, en die huise was nie opgebou nie. Toe het my God in my hart gegee, dat ek die edeles en die leiers van die volk bymekaar laat kom, het om die geslagslys aan te lê, en ek het die geslaglys gekry van die wat eerste opgetrek het en daarin geskrywe gevind. Dit is die inwoners van die provinsie wat opgetrek het uit die gevangenskap van ballelinge wat Nebukadneser, die koning van Babel, weggevoer het en teruggekom het na Jerusalem en Juda, elkeen na sy stad, wat saam met Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Asaria, Ramja, Nahamani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nahum, Banaan gekom het. Die getal manne wat die volk van Israel was, die kinders van Parhos, 2172, die kinders van Sefatja, 372, die kinders van Arach, 652, die kinders van Pahat Moab, van die kinders van Yeshua en Joab, 2818, die kinders van Elam, 1254, die kinders van Satu, 845, die kinders van Sakai, 760, die kinders van Binui, 648, die kinders van Bebai, 628, die kinders van Asgat, 2322, die kinders van Adukankam, 667, die kinders van Bigwai, 2067, die kinders van Adin, 655, die kinders van Ater, van Hiskia, 98, die kinders van Asim, 328, die kinders van Besai, 324, die kinders van Araf, 112, die kinders van Gibeon, 95, die manne van Bethlehem en Netofa, 188, die manne van Anatot, 128, die manne van Bet Asmawet, 42, die manne van Kiryat Jearim, Kefira en Beerot, 743, die manne van Rama en Geba, 620, die manne van Michmas, 122, die manne van Bethel en Ai, 123, die manne van die ander Nebo, 52, die kinders van die ander Elam, 1254, die kinders van Aram, 320, die kinders van Jericho, 345, die kinders van Lot, Hadid en Ono, 721, die kinders van Sinai, 3930, die priesters, die kinders van Jejadja, van die huis van Jesua, 973, die kinders van Immer, 1052, die kinders van Paschur, 1247, die kinders van Arim, 1070, die Leviete, die kinders van Jesua, van Kadmiel, van kinders van Hodewa,
74, die sangers, die kinders van Asaf, 148, die poortwagters, die kinders van Salem, die kinders van Ater, die kinders van Talmon, die kinders van Akub, die kinders van Hatita, die kinders van Subai, 138, die tempelbediendes, die kinders van Sia, die kinders van Hasufa, die kinders van Tabuat, die kinders van Kerios, die kinders van Sia, die kinders van Padon, die kinders van Lebana, die kinders van Agaba, die kinders van Salmai, die kinders van Anan, die kinders van Gedeel, die kinders van Gahar, die kinders van Ria, die kinders van Rezin, die kinders van Nekoda, die kinders van Gassam, die kinders van Usa, die kinders van Paseach, die kinders van Besai, die kinders van die Meuniete, die kinders van die Nefesiete, die kinders van Bakboek, die kinders van Hakufa, die kinders van Arhur, die kinders van Baslit, die kinders van Mehida, die kinders van Harsa, die kinders van Barkos, die kinders van Sisera, die kinders van Temach, die kinders van Nesaig, die kinders van Hatifa, die kinders van die dienaars van Salomo, die kinders van Sutai, die kinders van Soferet, die kinders van Perida, die kinders van Jala, die kinders van Darkom, die kinders van Gideal, die kinders van Sefatja, die kinders van Hatil, die kinders van Pocheret, Hasebiam, die kinders van Ammon, die tempelbediendes en die kinders en die dienaars van Salomo, 392. En dit is hulle wat opgetrek het uit Tel Melach, Tel Harsa, Kerub, Adon en Immer, maar wat nie hul familie en hulle afkoms kon aanwys of hulle uit Israel afkomstig was nie. Die kinders van Delaja, die kinders van Tobia, die kinders van Nekoda, 642, en van die priesters, die kinders van Abaya, die kinders van Akos, die kinders van Barzillai, wat uit die dogters van Barzillai, die Gilealdiet, 'n vrou geneem het en na hulle naam genoem is. Hulle het hul stamboom gesoek onder die wat die register opgeneem is, maar dit was nie te vind nie. Daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap. En die goewerneur het aan hulle gesê dat hulle nie mag eet van die hoogheilige gawes nie, totdat die priester sou optree met Urim en Tumminim. Die hele vergadering saam was 42.360. Behalwe hulle slawe en hulle slavinne, die was 7.337, en hulle het 245 sangers en sangeresse gehad. Hulle perde was 736, hulle myle 245, kamele 435, esels 6.720, en 'n deel van die familiehoofde het bygedra vir die werk. Die goewerneur se bydra tot die fonds was in goud 1000 dragmas, 50,530 priesterrokke, en die familiehoofde het gegee vir die boufonds in goud 20.000 dagmis en in silwer 2200 mines. En wat die res van die volk gegee het, was in goud 20.000 dragmes en silwer 2000 mines en 67 priesterrokke. So het hulle dan die priesters en die leviete en die poortwagters en die sangers en van die volk en die tempelbediendes en die hele Israel in hulle stede gaan woon. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 8. Israel lees die wet voor, die hittefees word gevier. En toe die 7de maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort bymekaar gekom en aan Esra die skrifgeleerde gesê, om die boek van die wet van Moses wat die Hemelse Vader Israel beveel het te bring. En Esra die priester het die
wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue en almal wat met verstand kon luister, op die eerste dag van die 7de maand. En hy het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was, vandat dit lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die manne en die vroue wat kon verstaan, en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. En Esra, die skrifgeleerde, het op die hout verhoog gestaan, wat hulle vir die geleentheid gemaak het, en langs hom aan sy regterhand gestaan, Mattitja en Sema en Anania en Uria en Hilkia en Masia, en aan sy linkerkant Pedaja, Misiel, Malkia en Hasim en Hasbadana en Zacharia en Mesulam. En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, wat hy het die bokant van die hele volk gestaan, en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Esra het die hemelse Vader, die grote God geloof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen, met opheffing van hulle hande, en hulle het hul gebuig, en die hemelse Vader aanbid, met die aangesig na die aarde toe. En Yeshua, en Bani, en Serebja, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodai, Masia, Kilita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaja, en die Leviete het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan het, en hulle het uit die boek uit die wet van God duidelik voorgelees en verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die gouverneur, en Esra die priester, die skrifgeleerde en die leviet, wat die volk onderrig aan die hele volk gesê het, hierdie dag is heilig aan die hemelse Vader, julle God, treur nie en ween nie, want die hele volk het geween tot hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soetdranke, en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan onse hemelse Vader. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die hemelse Vader, dit is julle beskutting. En die Leviete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig, wees dus nie bedroef nie. Toe het die hele volk weggegaan om te eet en om te drink en porsies te stuur en groot vreugde en te bedrywe, want hulle het ag gegee op die woorde aan hulle en aan hulle bekend gemaak is. En op die tweede dag het die familiehoofde van die hele volk, die priesters en die leviete, by Esra die skrifgeleerde vergader, om naamlik die woorde van die wet te ondersoek. Toe vind hulle uit dat die wet van die hemelse Vader deur die diens van Moses beveel het, geskrywe was dat die kinders van Israel op die fees in die 7de maand in hutte moes woon, en dat hulle moes afkondig en rondstuur deur al hulle stede in Jerusalem om te sê, trek uit op die gebergte en bring olyftakke en olivenhouttakke en mirretakke en palmtakke en takke van digte bome om hutte te maak, soos geskrywe is. En die volk het uitgetrek en dit gebring en vir hulle hutte gemaak, elkeen op sy dak en op hulle erwe en in die voorhowe van die huis van God en op die plein van die waterpoort en op die plein van die Efraimspoort. En die hele vergadering wat uit die gevangenskap teruggekom het, het hutte gemaak en in die hutte gewoon, want van die dae van Yeshua af, die seun van Nun, tot op daardie dag het die kinders van Israel nie so gedoen nie, en daar was baie groot blydskap, en hy het dag vir dag, van die eerste dag tot op die laaste dag toe, voorgelees uit die wetboek van God, en hulle het 7 dae lank fees gehou, en op die 8ste dag 'n feestyd volgens die verordeninge. Tot sover. Hoofstuk 9. Die volk hou 'n vas en biddag. En op die 24ste dag van hierdie maand het die kinders van Israel vergader en gevas in rouklere en met grond op hulle hoof.
En die afstammeling van Israel het hulle afgesonder en al die uitlanders en hulle het gegaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes en die ongeregtigheid van hulle vaders. En hulle het van hulle plek opgestaan gedurende 'n 4de deel van die dag, gelees uit die wetboek van die Hemelse Vader, hulle God, en gedurende deur 'n 4de deel belydenis gedoen. En die Hemelse Vader het hulle God aanbid. En op die verhoog van die Lewiete het Yeshua en Bani en Kadmiel en Sebanja, Buni, Serebia, Bani, Kenani opgestaan en met 'n groot stem die Hemelse Vader hulle God aangeroep. En die Lewiete Yeshua, Kadmiel, Bani, Sebanja, Serebia, Odia, Sebanja, Petachia het gesê, staan op en loof die Hemelse Vader, julle God, van ewig tot in ewigheid. En laat hulle u heerlike naam loof, wat bo alle lof en prys verhewe is. U is alleen die Hemelse Vader. U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en u hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor u neer. U is die Hemelse Vader, die God wat Abraham uitverkies het, en hom uit Ur van die Galdeërs uitgelei het, en sy naam tot Abraham gemaak het. En u het sy hart getrou bevind, en voor u aangesig, en u het met hom die verbond gesluit om die land te gee van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete en Feresiete en die Jebusiete en die Gergarsiete, om dit aan sy nageslag te gee. En u het u woorde vervul, want u is regverdig, en u het die ellende van ons vaders in Egipte aangesien, en hulle geroep by die Skelfsee gehoor. En u het die tekens en wonders gedoen aan Farao en al sy dienaars en aan die hele volk van sy land, want u het geweet dat hulle vermetel teenoor hulle gehandel het, en u het vir u 'n naam gemaak soos dit vandag is. En die see het u voor hulle geklowe, sodat hulle op droë grond dwars deur die see getrek het, maar hulle vervolgers het u in die kolke gewerp soos 'n klip in sterk waters. En u het hulle gelei met 'n wolkkolom bedags en met 'n vuurkolom snags op die pad vir hulle te verlig waar hulle langs moes trek. En op die berg Sinaï het u neergedaal en met hulle gespreek uit die hemel. En u het aan hulle regte verordeninge en betroubare wette, goeie insettinge en gebooie gegee. En u heilige sabbate het u aan hulle bekend gemaak, en gebooie en insettinge en 'n wet deur die diens van u knegt Moses hulle beveel. En u het hulle brood gegee uit die hemel vir hulle honger en water vir hulle uit die rots laat uitkom vir hulle dors, en aan hulle gesê, om die land in besit te gaan neem, waaromtrent u u hand opgehef het om hulle dit te gee. Maar hulle, naamlik ons vaders, het vermetel gehandel en hulle nekke verhard en nie na u gebooie geluister nie. Ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan die wonders wat u by hulle gedoen het nie, maar hulle het hul nekke verhard en hulle wederstrewigheid as 'n hoof aangestel om terug te gaan na hulle slawerny. Maar u is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en u het hulle nie verlaat nie, selfs toe hulle 'n gegote kalf vir hulle gemaak en gesê het, dit is jou gode wat jou uit Egipte laat optrek het, en hulle groot afskuwelike dinge gedoen het u groot barmhartigheid hulle tog nie verlaat in die woestyn nie. Die wolkkolom het nie bedags van hulle gewyk nie, om hulle op die pad te lei, en die vuurkolom ook nie snags, om vir hulle die pad te verlig waar hulle langs moes trek.
En u goeie gees het u gegee om hulle te onderrig, en u manna het u nie van hulle mond teruggehou nie, en aan hulle water gegee vir hulle dors. En 40 jaar lank het u hulle onderhou in die woestyn, en hulle het nie gebrek gehad nie. Hulle klere het nie verslyt, en hulle voete nie geswel nie. En u het aan hulle koninkryke en volke gegee, en die volgens 'n bepaalde grense verdeel. En hulle het die land van Sion, ja, die land van die koning van Hesbon, en die land van Og, die koning van Basan, in besit geneem. En u het hulle kinders vermenigvuldig soos die sterre aan die hemel, en hulle in die land ingebring waarvan u aan hulle vaders gesê het, dat hulle sou ingaan om dit in besit te neem. En die kinders het ingegaan in die land in besit geneem, en u het inwoners van die land, die Kanaaniete, voor hulle onderwerp, en die in hulle hand gegee, hulle konings sowel as hulle volke van die land, om met hulle te handel, soos hulle dit goedvind. En hulle het versterkte stede en die vetland ingeneem, en die huise in besit geneem, vol allerhande goeie dinge, uitgekapte putte, wingerde, olyfbome en vrugtebome in menigte, en hulle het geëet en versadig en vet geword, en weelderig gelewe deur 'n groot goedheid. Maar hulle het wederstrewig en opstandig geword teen u, en u wet agter hulle rug gewerp, en u profete wat hulle gewaarsku het om hulle na u terug te bring, het hulle gedood en groot afskuwelike dinge gedoen. Daarom het u hulle oorgegee in die hand van hulle teenstanders, dat die hulle in benoudheid sou bring. Maar wanneer hulle in die tyd van hulle benoudheid u aanroep, het u uit die hemel gehoor en na u groote barmhartigheid aan hulle verlossers gegee, dat hulle uit die land van hulle teestanders kon verlos. Maar sodra hulle rus gehad het, het hulle weer kwaad gedoen voor u aangesig, en u het hulle oorgelewer in die hand van hulle vyande, dat die oor hulle sou heers. As hulle dan u weer aanroep, het u uit die hemel gehoor en hulle na u barmhartigheid baie keer gered. En u het hulle gewaarsku om hulle na die wet terug te bring, maar hulle het vermetel gehandel en nie geluister na u gebooie nie, en teen u verordeninge daarteen het hulle gesondig, waarvan geld dat 'n mens dit moet doen, dat hy daardeur kan lewe, en hulle het 'n wederstrewige skouer gegee, en hulle nekke verhard en nie geluister nie. En u was baie jare lank moedig oor hulle, en u het hulle gewaarsku deur u gees, deur middel van u profeet, maar hulle het geen gehoor gegee nie. Daarom het u hulle oorgegee in die hand van die volke van die land. Maar in u groote barmhartigheid het u hulle volkome vernietig en hulle nie verlaat nie. Want u is genadig en barmhartige God, ons groot, magtige en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou. Laat dan nou al die moeilikheid nie gering wees voor u aangesig nie, wat ons konings, ons owerstes en ons priesters en ons profete en ons vaders en u hele volk oorgekom het, van die dae van die konings van Assur af tot vandag toe. Maar u is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want u het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. En ons konings, ons owerstes, ons priesters en ons vaders het u wet nie volbring en na u gebooie en u getuienis waarmee u hulle gewaarsku het, nie geluister nie. En hulle het hul koninkryk en by u groot seën wat u hulle geskenk het, en in die wye en vet land wat u aan hulle oorgegee het, u nie gedien nie, en hulle nie van hulle verkeerde handelinge bekeer nie. Ons is vandag slawe en die land wat u aan ons vaders gegee het, om die vrug van die volle seën daarvan te geniet. Daarin is ons slawe. En dit vermeerder sy opbrengs vir die konings wat u oor ons gestel het,
ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons liggame en oor ons vee na hulle willekeur, en ons is in 'n groot benoudheid. Die volk sluit 'n verbond met God vanaf vers 38. Maar op die grond van dit alles sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit, en op die verseelde stuk het ons die owerstes, ons leviete, ons priesters geteken. Tot sover.